Goeiedag en baie welkom by Woordspieël. Ek wil jou regtig aanmoedig om vandag Matteus hoofstuk 12 te gaan lees en saam met my hierdie reis voort te sit. Dit is my so lekker as ek met mense praat en hulle sê vir my, hierdie video's help hulle om nou weer stelselmatig deur die Bybel te werk. En ek wil jou aanmoedig om dit te doen, om die hoofstuk waarby ons elke dag stil staan te gaan lees en miskien jou eie vers wat vir jou uitstaan neer te skryf en bietjie daaraan te kou en te skryf en daaroor te bid. So vandag in Matteus 12 kyk ek na vers 19 tot 21 en dit sê die volgende: Hy, dis nou Jesus, hy sal nie met mense stry of 'n groot lawaai maak nie. Hy sal nie sy stem in die openbaar verhef nie. Hy sal die wat reeds geknak is, nie nog verder verbrysel nie, en die vonkie hoop wat nog oorgebly het, sal hy nie uitblus nie, totdat hy my besluit laat seëvier. Ja, op hom sal die nasies hulle hoop vestig. So, hierdie is 'n aanhaling van die profeet Jesaja, opgeteken in Jesaja hoofstuk 42 vers 1 tot 3, aangaande die Messias wat sou kom en hoe sy bediening sou lyk. Dit is vir my interessant om hierdie beskrywing te lees oor Jesus se bediening. Want Jesus het nie gekom met 'n hoeha en 'n groot bohaai opgeskop nie. Hy het nie rondgegaan met advertensieveldtoe en leiwagte nie. Hy het nie op die wat swak is in geloof neergekyk of afgesien en afgegaan op hulle nie. Die wat arm is, het hy nie verstoot nie. Hy het nie in die nuutste voertuig of perd of wa of vliegtuig by 'n plek aangekom. Hy het nie bedien en dan weer verdwyn met die mense se geld nie. Om die waarheid te sê, lyk Jesus se bediening vir my skokkend anders as baie sogenaamde evangeliste, pastore en apostels en profete vandag. Jesus is tussen die gewone mense. Hy het tyd vir hulle. Hy versterk die geknakte riet en hy blaas die rokende lampet aan. Hy help dit om weer vlam te vat. Dit is goed waarvoor baie min Christene, veral leiers, vandag tyd het. Ons het tyd vir groot goed, maar nie vir hierdie onbelangrike goed nie. Hoe sou Jesus my lewe beoordeel as hy vandag na my kyk, miskien na jou kyk? Wat sou hy van my sê wat tog so hard en so haastig partykeer is? So min tyd het vir die geknakte riet en die rokende lampet. Ek wat so belangrik is en hard teenoor die swakke oorkom. God maak my sterk. Nie om sterk en onafhanklik rond te loop nie, maar juis om die wat swak is te help. En mag ek dit vandag weer besef. Die Here maak my sterk. En wanneer die Here my seën, seën hy my. Maar is nie sodat ek sterk en onafhanklik kan oorkom en kan leef nie, maar dat ek die wat swakker is kan optel, kan sterk maak, kan help. Kom ons bid saam. Jesus, vergewe my vir my swak houding baie maal. Verander my hart elke dag, sodat ek soos U kan optree. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê en mag jy hierdie vir jou iets beteken, en as dit doen, deel dit met iemand anders en subscribe op die kanaal. Tot 'n volgende keer.